Nou goeiedag julle almal, weer eens baie welkom by vandag se oordeenking. Nou, ek dink die meeste van ons het al iets gesê wat ons met ons hele hart bedoel het. Maar later besef het, ons kan dit nie waarmaak nie. Ons bedoel dit opreg, ons beloof dit, ons is oortuig dis wat ons graag wil doen. Maar wanneer die oomblik van waarheid aanbreek, ontdek ons hoe swak ons eintlik is. En ek dink dis presies wat Petrus ervaar en homself in 'n situasie bevind het. Hy was baie lief vir Jesus, daaroor is daar geen twyfel nie. Hy wou hom regtig volg, hy wou self sy lewe vir Jesus kom aflê. Maar luister wat gebeur hier in Johannes. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê. Maar Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my aflê? Dit verseker ek jou, nog voordat die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Kan jy jou dit indink? Net 'n paar oomblikke tevore het Jesus nog Petrus se voete gewas. Hy het geweet wat Petrus gaan sê, hy het ook geweet wat Petrus gaan doen. Hy het geweet Petrus gaan faal. En tog het hy nog steeds gekniel. Dis een van die mooiste waarhede in die evangelie. Jesus was nie verbaas deur Petrus se mislukkings nie. Hy het dit vooruit geweet en dit het glad nie sy liefde vir hom verander nie. Ek wonder hoeveel van ons leef nog met skuld oor iets wat lank al gebeur het. Dalk 'n besluit, 'n woord wat jy wens jy kan terugvat, 'n seisoen waarin jy so ver van God geleef het en eintlik maar net vir jouself. Of dalk voel jy stel die Here steeds teleur, selfs vandag. Dan is Petrus se verhaal vir jou die goeie nuus. Want Jesus se liefde het nie begin toe Petrus getrou geword het nie. En dit het ook nie opgehou toe Petrus geval het nie. Later sou Jesus vir hierdie selfe Petrus kom herstel en herskep. Nie deur hom te verneder nie, maar deur hom weer te roep, want dis hoe God werk. Hy definieer nie jou deur jou slegte oomblikke nie. Hy sien die mens wat sy genade besig is om te vorm. En dalk is dit wat God vandag in jou wil kom herskep. Nie jou verlede nie, maar die manier waarop jy na jou verlede kyk. Want wanneer Jesus vergewe, bly jy nie vir altyd die mens wat geval het nie. Jy word die mens wat deur sy genade weer kan opstaan. So onthou is vandag asseblief hierdie belangrike waarheid. Jou grootste mislukking is nooit groter as God se genade nie. Kom ons bid saam. Here, herskep my skuld weer in hoop. Dankie dat U beloof dat vir elkeen wat in U is daar nie meer veroordeling nie. Dankie dat U regtig met nuwe oë na elkeen van ons kyk. Maar dit is so, Here, dat ons skaamte en ons sondes en hoe ons gefaal het, baie keer swaar op ons druk. Vir elkeen wat vandag gebuk gaan, deur hierdie skaamte, mag elkeen herinner word, God het my lief. En mag daai liefde die swaar las kom afwas van mense. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen vandag die oorvloedige goedheid en vreugde van God ervaar, terwyl hy besig is om iets nuut in jou hart te herskep. Dit is my so 'n voorreg om julle te groet in die wonderlike naam van Jesus. Namens my en die hele beleefspan, mag julle 'n wonderlike dag hê.